Liewe vriende, broer en suster, ek wil vanmôre vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 14 tot en met vers 26. Ek hoop u het onthou om hierdie klompie teksverse deur die week te lees, want hierdie gaan vir die volgende klompie geleenthede ons basis wees, ons wegspring wees, om op 'n plek te kom dat ons beproef voor God staan, om die woord van die waarheid reg te sny. Nou kom ons lees met die eerbied, terwyl sy woord in ons midde oop is, by Paulus se tweede brief aan Timoteus, die 2de hoofstuk vanaf die 14de vers. Hy sê, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het. En hulle keer die geloof van sommige om. Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n reine hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwerk. Die diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. En hulle sal nugter word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil vanmôre wegspring met hierdie gedagte van 2 Timoteus 2 vers 15, om die woord van die waarheid reg te sny, beproef voor God te wees, met hierdie gedeelte
as agtergrond. En my vraag is vanmôre vir die van u wat deur hierdie klompie versies gelees het, en ek hoop u het daaroor kon pyns, en vir jou gevra en seker gemaak, wat wil die Here ons hier leer? Want dit is 'n baie belangrike sleutel, wat ek dink in die prediking agterweeg gelaat word, om die mens te konfronteer, sodat ek en jy kan weet wat ons glo, kan verdedig wat ons glo, en nie van stryk afgebring word. Wat leer ons in hierdie gedeelte? Die eerste plek, as u dit gelees het, sal jy agterkom dat Paulus vir Timoteus sê, dat woordestryd nutteloos is, maar dien tot ondergang van hulle wat hierdie woordestryd hoor. Jy moet onthou, my liewe toehoorder, dat ons op verskillende vlakke van ons geestelike lewe is. Dat die Here dalk al vir u groot waarhede kon oopbreek. Wat jy vanmôre sal sê, as iemand jou sou vra, maar wat staan daar, of wat word bedoel die Here, dat jy amper vir hom kan sê, maar kan jy dit nie sien nie? En dan is daar ander van ons wat dalk op 'n vlak in ons geestelike lewe is, waar die Here vir ons nog dinge moet doen en nog dinge moet openbaar. En nou die gevaar, sê Paulus vir Timoteus, is wanneer jy betrokke raak met strydvrae, ons nooit mekaar gaan oortuig nie, maar dat die ouens wat nog nie verstaan nie, ondergaan. En dis vanmôre die crux van die saak. As hy ons verder leer en sê, 'n werker van God, 'n dienskneg van God, iemand wat sê, want hy noem later, hy sê, as jy die naam van Christus aanroep, moet jy anders wees. En nou gebruik hy, sê vir Timoteus, jy moet seker maak van een ding wanneer jy wil groei in jou lewe, maar ook wanneer jy met ander mense moet praat, dat jy moet seker maak dat hy homself voor God beproefend. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 4, hy sê hy is hom van niks bewus dat daar iets tussen hom en God staan nie. Hy sê, maar dis egter nie jy of ek wat dit oordeel nie, maar dis God wat die merkie agter jou naam sit. En so sê Paulus, is dit belangrik dat wanneer ons met die Bybel omgaan, ons sal seker maak dat ons beproef voor God bevind word. En nie skaam sal wees om die evangelie van die waarheid te verkondig nie. Die derde ding wat ek dink ons leer is, mense wat nie wil luister nie, sal voortgaan in dit wat hulle glo, en ook die rede word dat hulle ander mense saam met hulle sleep. Ek en jy het nie nodig, ek het in die week waarop nie weer besef, toe iemand kapsie maak, daar by die werk oor 'n uitlating wat gemaak is oor wat die Bybel sê. En net besef, weet jy wat, ons as kinders van die Here het nie nodig om verskoning te maak dat ons Jesus aanbid nie. Ons het nie nodig om verskoning te maak dat hy die enigste weg is nie. Want daar is nie 'n ander weg nie. En om ander ouens te gerus te stel en nie kwaad te maak nie,
doen ons meer skade aan wie Christus is. Want hy wat nie wil glo nie, sal jy nooit oortuig. En dis hoekom Paulus vir Timoteus sê, moenie met hom stry nie. Die vierde, hy sê die Here ken sy eiendom. Hy weet, ons kan sê, en dis vanmôre die grootste vrymoedigheid wat jy moet hê om te kan sê, ek weet dat ek weet dat ek weet. Maar die beste daarvan is, as Jesus vir jou sê, ek weet. Ons kan baie maklik ons kunskap en ons verhouding met die Here opblaas, dat jy beïndruk word deur wat ek sê, hoe ernstig en hoe met groot vrymoedigheid ek die Here dien. Maar ek het gewonder in my eie lewe, sal God dieselfde terugsê? En daarom sê hy ken sy eiendom. En wanneer jy sy eiendom is, dan moet jy goed los wat hom nie behaag nie. Hy gaan verder en hy sê dat mense kan in 2 kategorieë gedeel word, voorwerpe van eer of voorwerpe van oneer. En hy gebruik die huis en hy sê dat daar skoppies en piedings en julle weet, die dames, daar skoppies en pierings en borde wat jy nie vir jou kinders gee by eet. Maar wanneer jy 'n groot ete hou, dan bring jy daai borde uit. En die borde en die voorwerpe wat gebruik word is sekerlik opgedeel in voorwerpe wat jy kos in voorsit. En in ander voorwerpe is, die ander bakke is dit waar jy die gemors gooi om dit weg te gooi. En Paulus sê, dis die 2 kategorieë van mense. Jy's of 'n voorwerp tot eer van die Here, of jy's 'n voorwerp tot oneer van die Here. Dan gaan hy voort en hy sê, twisgierigheid laat ons nêrens of bring ons nêrens nie. Maar om bekwaam te wees om te onderrig is een van die belangrikste dinge wat ek by uit kan kom. Om te onderrig en mense terug te bring by die waarheid. En hierdie is die prentjie rondom vers 15. Dan bied hy 'n antwoord en hy sê die antwoord op twis en stryd. Hy sê jou godsdienstige omgewing is deurtrek met stryd, meningsverskille wat konstant lei tot debatte. 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26 bied ons 'n waterdigte oplossing om stryd te vermy en om die angel uit rusie uit te haal. Vers 15 sê, lê jou daarop toe. Maak dit jou prioriteit om beproef voor God gestel te word. As iemand wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Stryery en meningsverskille is die duiwelse manier om ons te laat fokus op reg en verkeerd en ons weg te hou van die regte. Ons sal altyd een reg en een verkeerd wees. Ek het in die week vir iemand gesê, as ek en jy vanmôre oor die Bybel praat en ons albei maak aanspraak op die feit dat die Heilige Gees so sê, dan moet ons eerlik vir mekaar sê dat een van ons moet verkeerd wees. Want God kan nie regsny op hierdie manier en op 'n ander manier. En dit gaan nie oor die interpretasie daarvan nie.
Dit gaan oor wat God sê reg is en oor wat God sê nie reg is nie. En nou hou die duiwel ons besig om reg te wil wees en jou verkeerd te bewys en ons mis dit waarmee God eintlik in ons lewens mee besig is. Wanneer jy na die Amerikaanse munt toe gaan, word hulle wat vals note moet uitken, nie een keer 'n vals noot gegee nie. Daar gaan nooit valse note deur hulle hande nie. Nou is die vraag, hoe gaan hulle die valse ken? Maar hulle werk elke dag met die egte. En die oomblik as daar 'n vals noot deurgaan, het hy nie nodig om die valse te ken nie. Hy sien die valsheid omdat hy die regte ken. En dis vanmôre waarby ons met die tyd wat ons het wil by stil staan. Ek het verlede week 'n vraag gevra. En die vraag was gewees, hoeveel mense, hoeveel kinders, hoeveel lidmate is al deur hierdie kerk en hierdie gemeente se opleiding en se toerusting gekatekiseer, voorgestel, en waar is hulle vandag? Dis nogal kommerwekkend as jy na statistiek kyk, dat hoeveel van ons kinders en onsself gaan deur hierdie proses. Maar as jy vir hom gaan soek, kry jy hom nie meer nie. Hoeveel kategese het belydenis afgelê en of hulle vandag nog, as hulle nog nie getrek het nie, hier in die gemeente aktief is nie? Hoeveel? Statistiek praat van skrikwekkende persentasies van mense wat betrokke was en nie meer betrokke is nie. Toe ek in Springs was, het ons 'n opname gemaak van al die belydende Christene in die dorp. En ons het die aantal banke in die kerk getel. En het jy geweet dat as almal wat sê hulle Christene is, Sondagoggend in die kerk was, het almal nie sy plek gehad. Nou is my vraag, waarom gebeur dit? Wat het van hulle geword? En die tweede vraag is, waar het ons verkeerd gegaan? Toe hierdie betrokkenis kinders in ons Sondagskool was. Dis die rede vir 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 15. Wat het ons hulle geleer? Ek is van mening dat ons hulle nie geleer het om hulle geloof te ken. Ons het hulle nie geleer om die ware dollarnoot te verstaan en te sien en te ken. Ons het vir hulle besig gehou met 'n klomp goed. Maar ons het nie seker gemaak dat hulle toegerus is nie. Ons het hulle nie die kans gegee om te redeneer nie. Ek onthou, toe ek 'n jong seun in die kerk was, as daar ek gevra het, maar hoekom doen ons nie so iets en dan gesê, dis sonde. Wie sê so? Die dominee sê so. En jy sien die probleem is, as ons hierdie mis, is dat ons mense in 'n wêreld instuur wat deur enige lering
omvergegooi gaan word. Ek maak vinnig 'n gevolgtrekking en ek gee 'n rede. Die meerderheid het nie net weggetrek nie, en dien in ander gemeentes nie, maar het van die waarheid af weggeval en dien die Here nie meer nie. Die rede is, iets of iemand het hulle oortuig dat die Bybel 'n storieboek is. Dat die Bybel nie meer inpas by vandag nie, en dat ek vir my sondes en my probleme na psigiaters en dokters en pille toe kan gaan. Of miskien het hulle vertroue in die skrif verloor, omdat ons nie vir hulle kans gee om te dink nie. En wanneer ek praat van dink, wil ek hê jy moet verstaan, daar is sekere goed wat jou kind nie oordink nie. Hy is onder jou toesig, jy gee vir hom dissipline. Maar wat ek praat van dink is die saak dat ons hulle leer om die skrif te lees en seker te maak hulle hoor wat God sê. Sou jy met hierdie mense praat, sou hulle klaarblyklik vir jou sê dat dit wat hulle in die kerk geleer het, hulle nie toegerus het om in 'n wêreld in te gaan wat oorheersend anti-God, anti-liefde, anti-regverdigheid is en gebombardeer word met hulle geloof wat nie watersdig is nie. Dis vanmôre waarby ek wil wegspring nie. Dit maak dat die Bybel wat nie lewend aangebied word nie, mense dit begin sien as 'n storie. Kyk bietjie weer, en as jy jou Bybel het, maak gou oop by 2 Timoteus 2 vers 15. Hy begin in vers 15, en hy sê vir Timoteus, daar's een ding wat jy moet doen. Hy sê, lê jou daarop toe. Timoteus, jou geestelike hart moet nie gelei word deur jou emosionele hart nie. Timoteus, lê jou daarop toe. Maak dit vanmôre en elke oomblik as jy wakker word en 'n keuse moet maak, dat jou keuse by die Bybel verbygekom het. Lê jou daarop toe om beproef voor God gestel te word as iemand wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid, sê dit, reg sny. En ek wil vanmôre vir jou sê, my liewe vriende, ek is die afgelope jaar of wat ernstig besig en ek het my losgemaak so 2 jaar terug van wat ek glo uit tradisies. Ek het my losgemaak van die feit dat wat ek glo gekoppel is aan 'n tipe godsdiens, 'n manier van aanbidding. En ek wil vir jou sê, dit maak dat jy soveel eenvoudiger na die Bybel kan kyk. Om beproef voor God te wees, beteken dat hy die laaste sê het oor wat hy in die Bybel bedoel het. Deur die woord van die waarheid reg te sny, breek die Heilige Gees van God
self die skrif oop. En hy doen dit soos God dit geskryf en bedoel het. Ek dink 3/4 van ons belydenisse, van ons geloofservarings, is gekoppel aan dit wat gesê is, ons moet beleef. Ek gaan weer terug. 11-jarige seentjie red die Here my siel. En onthou nou, hulle het geglo dat die Here, net soos wat ons dit nou glo, dat die Here môre kan kom. Maar die probleem was gewees, dat ons was, ek wil dit nou baie versigtig sê, ons was so wederkoms bewus, dat ons nie geleer was, hoe om geestelik as kind van God te leef, sou God nog 100 jaar vat om te kom. My seun, jy het jou hart vir Jesus gegee. Wag, hy kom vandag. En nêrens leer ons om te dink nie. Ek het die afgelope 2 jaar myself uitgegee om my geloof in alle opsigte te challenge. Ek het goed gelees en dan geluister en die skrif oopgemaak en ek het myself forceer om nie 'n antwoord te gee uit my tradisie, maar om te wag dat die Gees van God die skrif oopmaak. Die reg en die verkeerd sny van die woord in die teksvers gaan baie duidelik nie oor die onderskeid tussen reg en verkeerd nie. Paulus sê nie vir Timoteus, jy moet die woord reg sny en jy moet al die verkeerde goed uithaal. Want hy gebruik die woord van die waarheid reg sny. Dis nie die valse wat jy moet vermy en die ware wat jy moet aanhang nie. Hierdie goed sal ek jou van oortuig, sê Paulus vir Timoteus, deur die groei van die God se Gees in jou hart. Hy sal vir jou sê, en hy's nie skaam nie, en hy gaan dit nie los nie, hy gaan vir jou sê dat hierdie ding verkeerd is, en dat dit tussen jou en God staan. Nie een van ons kan vanmôre sê, behalwe as jy blaatant dit wil doen nie, dat jy aan sonde wil vashou. Want die werk van die Heilige Gees is om jou te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar wat Paulus bedoel in vers 15, om die woord van die waarheid reg te sny, is om die waarheid op sy regte plek te plaas. En dit so te verstaan, dat dit wat die skrif sê. Ek wil vinnig vir jou hierdie kaart wys, ons wil nie baie tyd spandeer nie, ek wil jy moet vinnig net daarna kyk. Net soos wat die wêreld, soos wat ons almal verstaan, is daar net 3 tipe van tye, verlede tyd, hede en toekoms. Dis hoe ons werk. Ons verwerk in die verlede, ons werk in die hede en ons werk in die toekoms. En die Bybel is net so opgeskryf en ingedeel. En as jy hierdie 3 verskille nie verstaan en raak sien nie, gaan jy goed wat in die Ou Testament staan, wat niks met jou uit te waai het, wil wet maak vir jou in die Nuwe Testament. In die verlede het God gewerk, voor ek aangaan. Daar is 'n belangrike indeling wat ons geleer het,
in ons katekese, en dit is dat daar 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament is. En in die Ou Testament voor Christus is, en die Nuwe Testament na Christus is, maar dat dit so vaag is. Wat van die Ou Testament kom oor in die Nuwe Testament? En wat moet ek gehoorsaam in die Nuwe Testament, wat in die Ou Testament rituele is vir die volk Israel? Maar dan kom ons by die uitdeling in die verlede praat van verbonde, wette en profeseë. En hierdie verbonde, wette en profeseë handel van Genesis tot by Johannes. Sien jy, ons indeling stop die ou tyd by Maleagi. Maar God het met Israel gewerk van Genesis af tot en met Johannes, en dit het betrekking gehad op die volk Israel. In die hede, vandag, leef ons in die dispensasie van genade, waar Paulus die evangelie na die heidene toegevat het, toe die Jode Jesus verwerp het aan die kruis, en ook op Pinksterdag. Roep God vir Paulus, en hierdie hede vandag, in hierdie dispensasie van genade, handel oor die boeke Romeine tot en met Filemon. En daardie boek het betrekking op die liggaam van Christus. Dis Jood en heiden wat Jesus aanneem as verlosser saligmaker. En dan, die eeuw wat kom, die toekoms, gee ons 'n tydperk wat in die toekoms is, dis tussen Hebreërs en Openbaring, en dit betrekking op die volk Israel, nadat hy sy kinders die liggaam weggevoer het. En dis die indeling wat jy moet kyk. En dan skryf ek hieronder, die boek Handelinge is die oorgaan in dispensasie, die oorgang tussen daai en hierdie. So jy moet Handelinge tussen die twee lees wat van die Ou Testament af oorgaan na die Nuwe toe, en Handelinge is die interim deel van die oorgang van die dispensasie. Ons gaan nog baie hierdie kaart vir jou wys, en ek wil nie baie tyd spandeer nie, ek wil hê jy moet hom volg, as jy wil hê kan ek hom vir jou stuur. Jy sal sien hier dat die hele skrif hier uiteengesit word met hierdie swart lyn. En dat daar sy eerste koms is, daar sy kruisiging en sy hemelvaart, daar is die wegvoering, daar is sy sigbare tweede koms. Right. Hierdie rooi lyn is die tradisionele Ou Testament gedeelte, en die eerste deel van die evangelie totdat Jesus gesterf het. So nou gesê het, Genesis tot by Johannes. Dan die interimtyd waar Johannes geroep is in die boek, Paulus geroep is in die boek Handelinge, en dan is die tyd, hierdie blou lyn, is die tyd van die liggaam van Christus, die heidene wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker. En dan vind daar weer 'n tyd plaas. Jy sal sien, die rooi lyn stop met sy kruisiging, en sy rooi lyn begin weer daar, en hier is 'n tydperk van onderbreking. As jy Daniël hoofstuk 7, dan hoofstuk 9 lees van die 70 7-talle. Stop hy aan die einde van 69 7-talle, toe die Messias sterf, en begin dit weer in die verdrukking, wanneer die Jode begin voorberei word vir die koms van hulle koning, om Jesus op Jerusalem, op die troon van Dawid te gaan ontvang. Ek wil klaarmaak. Kom ons fokus op die woord van die waarheid. Blaai saam met my na 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 14. Julle kan hier op die skerm volg, maar ek wil ook hê julle moet dit lees. En lees dit in Afrikaans. Paulus sê vir Timoteus, net die volgende hoofstuk, dieselfde brief, as wat hy 2 vers 15 met Timoteus gedeel het. Hy sê, maar, bly jy Timoteus, in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het.
Bly in wat jy geleer het. Bly in dit wat jy verseker is die waarheid is, omdat God se Gees dit aan jou openbaar het, en bly in by wie jy dit geleer het. 3 belangrike dinge om te onthou, want ons kom in ons werk na vers 16 toe. Bly wat jy geleer het, bly in dit wat jy verseker is, en bly by dit wat jy geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. So ons het 'n ontsettende verantwoordelikheid as gemeente en as ouers om van kleins af die Heilige Skrifte te ken en hulle wat moet opgelei word onderrig. Dan kom vers 16. En hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vers 17. Sodat. Wat beteken sodat? Die skrif is God uitgeasem. Hierdie skrif het al die antwoorde wat jy nodig het. En hierdie skrif is gegee met een uitsluitlike doel, is dat jy toegerus kan wees en volkome sal wees. Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die hele skrif is God se asem en dis nuttig. 2 Petrus 2 vers 1 tot 19. Blaai gou so intoe. 2 Petrus 1 vers 19. Hy sê ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Ek dink die groot probleem in ons lewens vandag is, dat die duisternis het so oorweldig geword. Ons word so gebombardeer met valsheid en met onskriftuurlikheid, dat ons net die donker raak sien. En ek vat jou weer terug na my kinderdae. Nadat jy gered geword het, is daar 'n rits gewees van jy moenie. En jy raak so verstrengel in die feit dat 'n kind van God, hierdie nuwe skepsel in Christus Jesus, wat vir my so 'n groot waarde gehad het, dat dit vir my niks gebied het as 'n klomp goed wat jy nou nie mag doen nie. Dat ek die lig van hierdie woord misgekyk het. En hy sê, ons het hierdie profetiese woord wat vas is, waarop jy moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hy sê, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Hierdie lig wat God in jou lewe aanskakel, hierdie lig wat ek en jy moet wees,
moet so helder wees, dat die wêreld nie gebombardeer en omvergegooi word deur die duisternis. Hy sê terwyl julle veral moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Maar geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Dis hoekom ek en jy moet vashou aan dit wat die Bybel sê. En ek wil weer vir jou sê, moenie 'n vertaling lees wat die godheid van Jesus, die versoening van Jesus en die heiligheid van die Bybel uitskryf nie. En daar is meer van hulle as vandag wat die waarheid het. Want die Heilige Gees is die een wat vanmôre die enigste stem sal wees wat vir jou die rigting aandui. Dis hoekom jy sal lees in Openbaring hoofstuk 13, waar hy praat van die valse profeet, sê hy het 'n stem, hy het gelyk soos 'n lam, maar hy het gepraat soos 'n draak. Hy lyk soos 'n lam. En as jy nie geleer het om die stem van die Heilige Gees te hoor nie, gaan sy stem jou mislei. Dis duidelik dat die woord van God nie die uitleg van 'n mens is nie. En dis bedoel soos God dit bedoel het. Dit gaan hieroor dan oor die wese van die hoe en die waar ons die waarheid plaas, soos God dit bepaal het. Soos wanneer 'n gordyn weggetrek word, en stelselmatig God hierdie woord aan jou openbaar, moet jy wag dat God sy woord aan jou bekend maak. En nie deur 'n toegordyn dink wat aan die ander kant is nie. Elke keer sal die Heilige Gees elkeen wat die Bybel lees op sy tyd van dinge in hulle lewens oortuig. Hierdie bied klarigheid en verwyder my opinie, en dit maak die skrif eenvoudig. Ek het nie meer nodig om redenasies en gevolgtrekkings te maak nie. Ek het nie meer nodig om verskoning te maak, omdat ek Jesus ken as my verlosser, en hy die enigste bron van my verlossing is, en hy die enigste God is wat ek aanbid nie. Ek het nie meer nodig om verskoning te maak, omdat ek anderster wil wees nie. Van dit wat God in sy woord sê, is die standaard. Ek het nie meer nodig om jou te oortuig nie. Die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. Maar die verkondiging van die skrif moet jou konfronteer. Ons kan nie laat dit verbygaan nie. Om die woord van die waarheid reg te sny, vernietig alle kerklike dogma en leerstellings, want dit gee vir die outeur van die Bybel die geleentheid om met sy gees sy gedagtes te openbaar en in plek en in standaard te skep. Om dit te kan belewe, moet ons aan die einde van onsself kom en toelaat dat God die legkaart begin bou. En soos hy hierdie legkaart bou, en hy die gordyn vir my wegtrek, word die eindproduk soveel duideliker.
Ek wil vanmôre vir jou net baie kortliks hierdie laaste vraag vra. Waarom is dit nodig dat ons die woord van die waarheid reg moet sny? Die Bybel hanteer baie kontrasterende begrippe. En ek wil dit versigtig sê, ek sê nie dat hy homself weerspreek nie, dat die Bybel foute het nie, maar die Bybel gebruik baie kontrasterende begrippe, wat die Bybelleser kan verwar en die duiwel die kans kan gee om die egtheid die onegtheid te vervang met die egtheid. En dit maak dat ons baie keer kan sê dat daar foute in die Bybel is, soos ons deesdae algemeen hoor mense sê. Ek gaan vir jou ten slotte 5 kontraste noem wat ons by gaan stilstaan. Die eerste kontras praat die Bybel van die wet wat regverdig, en hy praat ook van genade wat regverdig. Dit is 'n kontras. Dit praat nie teen mekaar nie, dit is 2 kontraste. Jakobus praat van geloof en werke, en Jakobus praat van werke en jou geloof, en Paulus praat van geloof en werke. Dis 'n kontras. Ons posisie of ons stand voor God en ons status voor God. En dis baie belangrik en ons gaan daarby stilstaan. Hy handel oor die duur van sonde, dat sommige mense moet volhard tot die einde toe om gered te word. En hy praat van saligheid waar die mens deur genade gered word en 'n ewige kind van God is. En dis kontraste wat mense sê dat die Bybel maak foute. En dis waarom Paulus vir Timoteus sê, sny die woord van die waarheid reg. En dan sluit ons af die laaste een. Daar is 'n kontras tussen versoening en verlossing. En as jy wil vooruit hardloop, gaan kyk bietjie na hierdie 5 dinge en gaan maak vir jouself 'n studie. En kyk of jy die onderskeid kan sien in definisie en dan kan verstaan waarom daar 2 plekke vir al 5 van hulle is. Wat die Bybel nie verkeerd maak nie, maar wat daar 'n ander geadresseerde is. Volgende week gaan ons praat oor die uitdagings wanneer ons die woord van die waarheid reg versny. Kom ons buig ons harte en dan gaan ons saam bid. Here, baie dankie. Baie dankie vir u woord. Dankie dat ons vanmôre onder hierdie kragtige hand van God kan buig. En dat u ons op die regte tyd kan verhoog. Dankie vir die ou tyding. Dankie vir die feit dat u vir ons sê, ek het vir jou gesterf. Ek is vir jou gekruisig. Ek is vir jou begrawe. Ek het opgestaan. En ek wag vir 'n geleentheid om jou te ontmoet. Dankie Here dat ons hierdie genade kan beleef. En hierdie oop hand van genade kan hê om nog in hierdie wel aangename tyd Jesus aan te kan neem as verlosser en saligmaker. Dankie vir die woord. Dankie dat u die oortuiging sal wees. Dat u met ons 'n pad van leer en verstaan en dieper diepte sal ingaan sodat u meer word en ek minder. Dankie vir u self. Ons eer u in Jesus naam.